Hi, ek is Rudy Young, pastoor van Lig en Liewe Sentrum. Baie dankie dat jy ons audio boodskappe kom luister het. Mag die Here jou ryklik seën. Geniet dit saam met ons. Ons is besig met die wapenrusting en ons praat oor dress for success. Wie van julle hou daarvan om te dress? Om mooi aan te trek, nee? Trek mooi aan. So as jy na 'n troue toe genooi word of so, dan trek jy jou beste aan. Jy trek gekaller en getaai. Partykeer kom ek by 'n troue en dan is daai bruidegom so gedres, nee, dat jy kan hom deur 'n ring trek. Die ouens lyk so mooi. En dan kom die bruid met haar trourok en almal is soos wow, nee, hulle dress vir sukses. Maar die Here gee sy wapenrusting vir my en vir jou, sodat ek en jy sukses kan behaal in die lewe. En ek praat nie van materialistiese sukses nie. Ek praat van sukses in ons geestelike lewe. Ons gaan afskop vanoggend met die tweede laaste gedeelte van ons reeks. Volgende week sluit ons af met die reeks. En volgende week het ons 'n spesiale prediker, so moet dit nie mis nie. Dit gaan amazing wees. Dit gaan lekker wees. Dit gaan vars wees. Dit gaan iets anders wees. So ek wil jou nooi, volgende Sondag gaan ons afsluit met hierdie reeks. Maar in die wapenrusting is die swaard die laaste deel wat ons opneem. Dis die laaste deel wat ons opneem. En die swaard is vir my en vir jou as kind van die Here meer as net nog 'n wapen. Dit is vir my en vir jou ook beskerming. Dit gee vir ons guidance, dit gee vir ons deliverance. Dit gee vir ons soveel vryheid in God se woord, in God se koninkryk, dat wanneer ek en jy die woord van die Here bestudeer, dan besef ons wie God is. En hoe meer ek en jy besef wie God is, hoe meer en meer gaan ons na hom toe groei. Hoe meer en meer ek en jy soos Jesus kan word, hoe beter is dit vir jou, maar ook hoe beter is dit vir hierdie wêreld. Julle gehoor wat ek sê? As ek en jy nader groei aan die Here, dan is dit beter vir jou, maar dit is ook beter vir die wêreld waarin jy beweeg, in die omgewing waar jy is. En daarom is dit so belangrik dat ons swaard moet opneem. Ongelukkig, net soos al die ander dele van die wapenrusting, is daar baie kinders van die Here wat net 1 of 2 elemente van die wapenrusting opneem en ons hardloop daarmee. Wie van julle is lief vir die Bybel? Okay? Dis lekker om die Bybel te lees. Dis lekker om daaruit te leer. Is dit Jesaja of Jeremia, een van daai 2 ouens het gesê dat die woord van God is soos heuning op my tong. Dit is so lekker om dit te eet. En ek en jy moet die woord van God eet. Ons moet dit inneem. Nou die woord van die Here is 'n swaard, en die Bybel praat van hy is 'n 2-snydende swaard. En ons gaan nou daai skrif lees, maar ek en jy het nodig om die woord van die Here op te neem. Ek en jy kan nie deur die lewe gaan sonder om hierdie ou te lees nie. Ons kan nie gaan sonder hierdie woord nie. Die woord van God gee vir my en vir jou lewe. Dit gee vir ons 'n verstaan van wie God is. En as ek en jy 'n bietjie meer kan verstaan van wie God is, dan het ek en jy al klaar meer sukses beleef in die lewe. Amen. So, die van julle wat weet waar dit staan, ons is besig in Efesiërs 6, en ek wil hê met jou Bybel daar oopmaak, Efesiërs 6. Efesiërs 6 vers 17. Ek gaan nie weer die hele gedeelte lees nie, jy is meer as welkom om weer die hele wapenrusting te gaan lees en 'n bietjie te kyk daarna. Maar ek wil vanmôre fokus op hierdie laaste gedeelte, vers 17. As jy die YouVersion Bible app het, is jy meer as welkom om daarso ook te volg. Hy sê, put on salvation as your helmet. Dit het ons verlede week, het ons dit hanteer. As jy dit gemis het verlede week, gaan ons YouTube kanaal toe en gaan kyk die boodskap. Dan gaan hy verder en hy sê, and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Take up the sword of the Spirit, die swaard van die Gees. Dit is die swaard wat ek en jy moet opneem. Alright? So, maar kom ons begin by die begin. Kom ons hardloop heel na die begin toe. Die begin is in Johannes 1.
Nie nou Genesis 1 nie, ons gaan na Johannes 1 toe. Johannes 1, kom ons lees daar. Hy sê, in the beginning, the word already existed. The word was with God, and the word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through him, and nothing was created except through him. The Word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. As jy in die ander manuskripte gaan lees, dan kan jy daai gedeelte ook vertaal, daai laaste gedeelte, and the darkness can never extinguish it, kan jy ook dit vertaal as, and the darkness cannot understand it. Die duiwel kan nie die woord van God verstaan nie, die wêreld verstaan nie die woord van God nie. Inteendeel, die Bybel sê op 'n plek dat die kruisdood van Jesus Christus is dwaasheid vir die wêreld. Maar vir ons, kinders van God, is dit die lewe, is dit die wysheid, is dit waarin ons boast, dit is waar ons antwoord lê, is in die kruisdood van Jesus Christus en natuurlik ook die opstanding. Wanneer ek en jy die woord van God vat, dan het hierdie woord die vermoë om nuwe dinge te skep binne in my, binne in jou. Wanneer jy vra vir die Here vir antwoorde en jy kom na die Here toe en jy begin die woord van God lees, dan maak die Heilige Gees die woord vir my en vir jou lewend, hy maak dit wakker en ek en jy kan nuwe ontdekkings ondervind in die woord van die Here. Die woord van God is vol mysteries. Wie van julle hou van 'n goeie mystery movie? Nee, daai movies wat so, jy weet sommer aan die begin, hierdie is die moordenaar. En dan heel op die einde is daar hierdie twist. Dan is dit soos, dit was my favorite character. What a mystery. En so kom die woord van die Here en hy's vol mysteries. En hoe meer ek en jy tyd in God se woord sit, hoe meer tyd ek en jy saam met die Heilige Gees rondom die woord sit, sê die Here, maak hy die skrif vir ons oop. Hy maak dit vir ons lewend. Waarvan is hierdie boek gemaak? Papier. Papier. Dis papier. Dis swart op wit geprint. Dis net 'n boek. Maar wanneer die Heilige Gees saam met ons rondom hierdie boek sit, dan maak dit die woord van God lewend en kragtig in ons lewens. Die probleem is, baie van ons wil die woord van die Here net lees as 'n storieboek. Baie van ons wil ons gemoed sis deur te sê, ek het vandag Bybel gelees. Maar het jy gehoor wat sê die Heilige Gees vir jou in daai woord? Het jy gehoor wat sê die Heilige Gees vir jou vir die volgende fase van jou lewe deur hierdie woord? Wie van julle het al gehoor hoe die vyand hierdie Bybel verdraai? Ek meen, ons hoor dit konstant, hoe mense die Bybel gebruik, en ek meen 90% van alle sektes is gebou op 'n skrif wat verdraai is, wat buite konteks geneem is. Ek en jy moet verstaan dat hierdie boek is geskryf in die Hebreëse, Joodse konteks. En ons moet dit deurtrek na ons lewe vandag. Ek en jy kan nie noodwendig altyd verstaan die illustrasies en die dinge wat gebruik word binne in hierdie boek, as ons nie so 'n bietjie gaan navorsing doen oor die Joodse kultuur nie. Maar wat so amazing is dat ek en jy in die westerse leefstyl kan hierdie boek nog steeds lees en redding beleef, want die Heilige Gees maak hierdie boek vir my en vir jou oop, en ons ontdek Jesus. Want jy sien, as jy enigiets anders binne in hierdie boek ontdek as Jesus, dan is jy besig om die Bybel verkeerd te lees. Jesus is die een wie ek en jy moet ontdek in hierdie boek. Jesus is die een wat geopenbaar word uit hierdie boek uit. Die Heilige Gees sal altyd getuig van Jesus. En wanneer ek en jy Jesus ken, dan sê Jesus, omdat julle my ken, sal julle die Vader ken. Jesus getuig altyd weer van die Vader. So ek en jy kan nie, sê vir die een langs jou, ek kan nie hierdie boek lees sonder die Heilige Gees nie. Jy moet die Bybel lees saam met die Heilige Gees. Dit is belangrik.
Jesus is die woord. Kom ons trek dit deur na ons wapenrusting toe. Jesus is die swaard. Come on. Jesus is ons swaard. Jesus is die een wat saam met my en jou beweeg. Hoe doen hy dit? Hy doen dit deur die inwoning van die Heilige Gees in ons lewens. Luister wat sê Hebreërs 4 vers 12. For the word of God is alive and powerful. Jesus is lewendig en hy is kragtig. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. Hierdie een is die een wat niemand van ons like nie. It exposes our inner thoughts and desires. Eina. Here, ek wil nie hierdie lees nie, want dit praat nou hier met my en dit krap hier binne my. Hou op, skinder. Maar Here, dit is so lekker. Ek kry soveel genot uit. Hou op, leuns vertel. Maar dit is so moeilik. Ek wil graag so inwees by my groep, met my vriende, dat ek moet toch so nou en dan net so 'n bietjie lieg, net dat ek beter kan lyk. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en verstand, met jou hele wese. Maar Here, dit is so moeilik, want jene, so lekker om die ander dinge van die lewe lief te hê. Julle hoor wat ek sê? It exposes our innermost thoughts and desires. Wie van julle het gesing? Heal my heart, make me clean. Wie van julle het gesing? Het dit fisies oor jou lippe gekom? Jy weet dit natuurlik is 'n gebed wat ons gesing het. Ek meen, hoekom anders het ons gesing? Dit is so mooi wysie. Heal my heart for you. Nee, dit klink so mooi. En ek meen die sangers hiervoor het almal verskillende stemme gehad. Die een was daar bo en die ander was hieronder en die ander was hier en dit was so nagtegaal en dit was so mooi en die dromme het en die moment was so groot en maar ek sit graai liedjie weer op laat ek net reg sing en jy weet en nou kom ons daar en ons sing Heal my heart and make it clean. Dan staan ons met ons hande in die lug en ons voel so wow deur die moment. En dan kom die Here en hy sê vir my en vir jou hier in die woord, wanneer ek en jy nou lees, dan begin hy 'n bietjie skoon maak en hy begin so krap en hy sê, wyk van my Satan. Come on. Kom ons wees 'n bietjie eerlik. Dit gebeur met almal van ons, want ons hou nie van correction nie. Ons hou nie daarvan as iemand jou reg help nie. Want jy wil jou sê. Ai. Wie van julle het al daai fotootjies, daai prentjies ge-WhatsApp vir mense? Lekker slaap, nou hier 'n mooi versie. Nee? Of goeiemôre, hierdie mooi versie. En dit klink so lekker en dit klink so nice. Maar bedoel jy regtig wat jy gestuur het? Mag die Here jou seën. Maar dan draai ons rug en ons kus. Nou net die een vir wie ons die een gestuur het, wat sê seën jou. Hoeveel van ons is besig met die teenoorgestelde van dit wat die Here vir my en vir jou wys? Ons sing hy een liedjie, make room. En dan sing ons daar so, break down the walls of my traditions. Shake up the ground of all my religions.
En dan kom die Here en hy skud so bietjie en hy vorm so bietjie en ons lees hier in die woord. Onthou hierdie is tyd tussen jou en die Here wat jy met die Here tyd spandeer en die Here is besig om met jou te praat en met my te praat en hy's besig om ons te vorm en te maak na die man en die vrou wat hy wil hê ons moet wees en hy weet presies wat binne in jou en my is wat hy moet uithaal. Vir jou gaan hy miskien sê hou op skinder, vir my gaan hy sê hou op lieg. Nee, ek bedoel, dit is maar net 'n voorbeeld. Maar jy wil hoor wat ek sê. Die Here gaan vir jou sê hou op drink en vir die ander ene gaan hy sê hou op suip. Vir die een gaan hy dit sê en vir die ander een gaan hy dat sê, want hy weet presies wat binne in jou is, wat verander moet word. Vir die een gaan hy heeltyd sê ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, want jy het nodig om te hoor dat die Here het jou lief. Vir die ander ene gaan hy sê, lê jou sonde neer, want jy het nodig om jou sonde neer te lê. Jy sien, die wapenrusting van God is daar vir my en vir jou, sodat ons kan staande bly, want die vyand val ons almal aan. Gee gou my foon aan asseblief, liefie. Dankie. Ek wil hierdie versie vir julle lees. Dit net vanoggend vir my so verse of the day. The temptations, 1 Korintiërs 10:13. The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Is God se woord waar? Nou is my vraag, hoekom val ons vir die versoekings van die lewe elke dag? Hoekom maak ons 'n keuse om te val vir die versoekings wat oor ons pad kom? Jy weet wat jou probleem is. Jy weet waar die vyand jou versoek. Kom ons wees gou 'n bietjie reguit. Jy weet die vyand versoek jou deur geld, dan wees versigtig vir geld. Moenie mammon jou God maak nie, maak God jou God. Jy weet die vyand versoek jou met leuns, so weerstaan dit om te lieg. Kry jou identiteit reg in God, sodat jy kan ophou lieg. Jy weet jy like dit om te skinder, so moenie jouself meng met ander mense wat skinder nie. Jy weet jy sukkel met porn, so moenie alleen in die aande 2 uur in die oggend voor die rekenaar sit nie. Come on. Die woord van die Here sê vir my en vir jou, He will not allow the temptation to be more than you can stand. Die rede hoekom baie van ons val vir die versoekings in ons lewe, en ek weet nou regtig nie hoekom ek hierdie rigting gaan nie, maar hoekom ons val vir versoekings is omdat ons leeg is. Ons het nie die woord van God in ons lewe nie. Because if you have the sword of God, you will be able to withstand every temptation. Hoe het Jesus versoekings weerstaan? Hy het die vyand gevat na die woord toe. En natuurlik het die duiwel het die Bybel verdraai. Ja, maar Jesus, die woord sê ook. En daarom moet ek en jy gegrond wees in die woord van die Here. Ons moet weet wat staan in die Bybel. Moenie vir my wag nie. Moenie vir my wag om vir jou te sê wat sê die Bybel nie. Lees die Bybel en as jy vra het, vra my. Kom ons praat met mekaar. Kom ons help mekaar. Kom ons ondersteun mekaar. As jou lewe nie verander word deur die woord van God nie, is dit tyd om die Heilige Gees te vra om die skrif vir jou oop te maak. Come on, dis tyd om die woord van die Here te begin vat. Hoeveel van julle het al gesê, ek weet nie wat om te bid nie. Ek weet nie hoe om te bid nie. Ek het vir 'n eenvoudige oplossing. Begin die woord van die Here lees. Hier is so baie gebede hier binne, dat ek en jy kan vir ewig aanhou bid. En dis hoekom die Bybel kan sê, bid sonder ophou. Want as ons vol is van die woord, dan weet ons waarvoor om te bid. Amen? Kom en maak gou jou Bybel oop in Jakobus 1. Jakobus 1. Jakobus 1 vers 21. So get rid of all the filth and evil in your lives.
and humbly accept the word God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls. The word of God has the power to save your soul. Kom ons praat gou 'n bietjie daaroor. Die siel bestaan uit jou wil, jou emosies en jou intellek. Dis jou sielsdimensie. Jou geesdimensie bestaan uit aanbidding teenoor God. Jou vlees bestaan uit bloed, vleis, nie rys nie, en bene. Maar jou sielsdimensie is die een waar ons baie keer ons probleme het. Die dag wanneer jy tot bekering kom, is jou geesmens dadelik tot bekering. Ek meen, jy's dadelik, jy's kind van God, jou geesmens is tot wedergeboorte. Jy's weergebore, you are reborn. Jou sielsdimensie is in die proses om gered te word. Dit is wat ons praat van heiligmaking. Jy's besig in die proses, want jy's besig om te groei na maturity, soos Efesiërs 4 ons leer. Jou vleesmens gaan eers werklik nuut word die dag wanneer ons vernuwe, verheerlikte liggame kry. Die dag wanneer ons in God se teenwoordigheid kom. Die dag wat jy sterf en die dag wat jy weer gaan opstaan, kry jy 'n verheerlikte liggaam. Jesus het 'n verheerlikte liggaam. En daarom kan Jesus beweeg net soos wat hy wil. Hy kan fisies in 'n geestelike realm wees, want hy is verheerlikte liggaam. Dis soos wat ons geskape was in die begin. Maar dis 'n proses waardeur ek en jy kom. So nou sê die woord van die Here, so get rid of all the filth and evil in your lives and humbly, want baie keer moet ons dinge neerlê, ons moet die pride neerlê, want ja, die Bybel gaan nou nie vir my sê ek moet ophou skinder nie, nee. Humbly lay down and humbly accept. Wat moet ons aanvaar? The word of God has planted in our hearts, for it has the power to save your soul. It has the power to save your soul. Wat sê ons? Dit sê dat ons wil in ons lewe kan gered word. Ons gaan nie meer wil doen wat ons wil doen nie. Ons wil gaan in lyn kom met wat God se wil is. En dis waar ons wil wees. Ek en jy wil nie ons eie wil volg nie. Ons wil moet in lyn kom met God se wil. Wat is God se wil vir my in jou lewe? Dat ons moet gehoorsaam wees. Ouers, draai na jou kinders toe en sê, hoor jy nou daar? Ons moet gehoorsaam wees. Kinders, draai na jou ouers toe en sê, papa, mama, hoor jy nou? Jy moet ook gehoorsaam wees. Hey? Ons moet gehoorsaam wees aan God se woord. Hoekom? Want dit gaan ons wil in lyn kry met God se wil. Dieselfde plek, God se woord gaan ons emosies help om in lyn te kom. Wie van julle was al emosioneel oor sekere dinge? En ek praat nie nou net van huil en so nie, ek praat van baie keer daai woede wat opstaan, hè? En emosies, ek meen rollercoasters en ons gee die skuld vir baie dinge vir ons emosies, maar hormone dit en dit en jy weet en hot flashes en ek weet nie wat so goed als nog ons noem van emosies nie. Emosies kan onder beheer kom wanneer ons in die woord van God is. Dis soos wat ek verlede week vir julle gesê het, ook langs die netbalbaan staan en hierdie emosie binne my wakker word. En Leanne vir my sê, ons moet nou rustig word, ons moet hierdie ding nou aan oorlog maak op 'n ander manier. Okay? Wat doen dit? Wanneer ek vol is van die woord van die Here, dan gaan my emosies meer in lyn kom. Dit beteken nie ons gaan nie emosionele mense wees nie. Jy mag huil, jy mag lag, jy mag kwaad word. In dit alles moet ons net nie sondig nie. Of 'n plek oopmaak vir die vyand in jou lewe nie. Want hoekom? Wat doen ons? Ons gaan so baie kere en ons raak so emosioneel dat ons oorgaan na sonde toe. En dis juis wat die woord van die Here vir my en vir jou help mee, is dit bring ons terug om in lyn met God se woord te wees. En dan die derde deel van ons sielsdimensie is ons intellek. Dit wat jy weet, jou kennis, die kennis wat jy het, die informasie wat jy inneem in jou lewe. Wat se informasie neem ons op in die lewe?
Watse tydskrifte lees jy meer as jou Bybel? Laat daai ene gou 'n bietjie insink. Van julle spandeer meer tyd in die koerant as in die woord van die Here. En koerant is deesdae op hierdie ouetjie ook. En wat hierdie koerant gevaarlik maak is, hy het 'n ding wat hulle noem notifications. So dan pop daar 'n dingetjie op met hierdie nice opskrif en jy is intrigued. En dan voor jy jou oë uitvee, het jy meer koerant gelees as wat jy tyd saam met enigiemand anders spandeer. Come on, ek sê nie dis fout om koerant te lees nie, lees hom. Maar hoe spandeer ons tyd in die woord van die Here? Wat is eerste opsie in jou lewe? Kom ons gaan aan, vers 22. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise you are only fooling yourselves. Is daai nie waar nie? Wat help dat jy lees die Bybel? In die begin was die woord, en die woord was God, en die God was die woord, nee? Wat help dat jy lees dit, en jy neem nie notisie daarvan nie, en jy laat nie toe dat dit jou lewe verander nie? Wat help dit, ons lees hierdie versie in 1 Korintiërs, the temptations in your life are no different from all the other people around you. Jy sal nie bo jou kragte versoek word nie. Menende, jy sal capable wees om in elke versoeking wat voor jou kom, staande te bly en te kan hardloop. Moenie macho probeer wees en met die versoeking probeer stoei nie. Nee, sit die TV af, hardloop. Die wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. You must do what it says, otherwise you are only fooling yourselves. Jy kan nie die swaard hê en sê ek het die swaard, ek het 'n swaard en dan in die oorlog kom en lê jou swaard by die huis nie. Jou swaard moet aan jou sy wees. Jou swaard, die woord van God, moet in jou hart wees. Dit moet deel wees van jou lewe. Vers 23, for if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away and forget what you look like. Wie van julle se hare was vanoggend gekam? My en Yuri se hare was gekam toe ons opgestaan het. Okay? Maar as ons voor die spieël gaan staan en ons kyk in die spieël en ons kyk ons hare, dan weet ons, as ons wegstap, dan sien ons onsself met hierdie kuive. Nee? Ek meen as Jolyn in die huis inkom, ek weet jy doen want ek doen dit by die huis. Jy weet as die een inkom dan gooi ek my kuif en sê soos hallo liefie. Nee, ons vergeet dat ons het 'n peisie. Totdat iemand vir jou sê want jy sien jouself in die spieël en jy loop weg en jy vergeet. Ons lees baie keer die woord van die Here en hy gee vir ons soveel amazing dinge. Hier's 'n versie wat in rooi staan in my Bybel. My grace is all you need. My power works best in weakness. Ons lees dit, ons sien dit, nou loop ons weg en ons kom in 'n situasie waar ons bid en sê, Here verlos ons, help ons. Ek is so swak, ek weet nie wat om te doen nie. Ons het nou net gelees, my grace is all you need. I work best in your weaknesses. Soos, dankie Here, ek voel so swak. Ek dankie Here dat U dan opstaan en dat U kragtig deurkom. Here, ek voel so nuttig en so klein. Ek voel so alleen, maar ek dank die Heilige Gees wat U wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. So ek dank U Here dat U my opbou en dat U my krag gee, dat U my help om hier voor te staan en die woord te kan bedien. Al voel ek miskien op hierdie oomblik alleen en nuttig en klein en inadequate. Kom die Here en hy sê ek maak jou sterk. So dankie Here. En wat gebeur? Nou het ek vrymoedigheid om op die verhoog te klim en die woord te bedien, want ek weet, al is ek swak, is hy nog steeds sterk. Want hy het nou net gesê, my grace is all you need. So Here, dankie vir U genade vandag. Dankie dat U genade kom en ons help.
Hy gaan verder en hy sê, you see yourself walk away and forget what you look like. Vers 25, but if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Die Here gee vir ons almal rewards. En hierdie is 'n blessing. Dat hy sê, ek gaan jou seën as jy meer tyd in my woord spandeer. En ek meen, die Here kan jou seën op enige manier, net soos wat hy wil. Amen. Die swaard van God is sy woord. Ek en jy kan nie die wapenrusting aantrek en sê ons het die swaard, maar ons spandeer nie tyd met die swaard nie. Dis is om vir 'n klein babietjie 'n samurai sword te gee. Nee, julle almal daai YouTube video's al gesien. Dan staan hy ou daar so, nee, en dan gooi hulle 'n waardlemoen dan is waardlemoen so een stuk en dan wys hulle in slow motion. Dan is hy gesplit. Jy het dit nie eens gesien nie. Jy het nie eens gesien hy swaard gaan deur die waardlemoen nie. Sit so swaard in 'n 2-jarige se hand. Kom papa! Speel! Run away. Hardloop van daai versoeking. Jy gaan die swaard in 'n bekwame man en vrou se hand sit. Iemand wat geoefend is daarin. En Dawid sê vir Saul toe hy sy wapenrusting vir hom gee. Hy sê nee, ek kan nie vir Goliat gaan aandurf met hierdie nie, want ek is nie geoefen met jou wapenrusting nie. Ek en jy moet elke dag van ons lewe geoefend wees met die wapenrusting van God. Ek en jy moet elke dag die wapenrusting van God uitleef. Ek meen ons sien vir Jesus waar die duiwel vir Jesus aanval met die woord van die Here en hy sê dit staan geskrywe en dan sê Jesus ja maar die woord van die Here sê ook dit en jy moenie dit nie en jy moenie dit jy moet gehoorsaam wees aan die woord van die Here. Jy wil nou iets perform, jy wil miraculous goeders doen, maar die miraculous is nice, maar die gehoorsaamheid is beter. En Jesus wys heeltyd terug vir die vyand na die skrif waar hy gehoorsaam is aan God se woord. Waarvoor gebruik ek en jy die woord van die Here? Gebruik ons dit om slim en wow en adequate te klink voor mense, om aansien te kry voor mense? Ek en jy moet die woord van God gebruik om in gehoorsaamheid tot sy wil te funksioneer. Dis waar ons moet wees. Nie in ons eie pride en ons eie siening en goede, nee, sodat ons kan verander word. Sodat ek en jy meer en meer soos Jesus kan wees. Dis hoekom ons tyd spandeer in die woord. Ek meen, ek is nie 'n ou wat altyd die skrif onthou waar hy staan nie. Ek is nie sommige mense wat die Bybel uit my kop uit kan lees vir jou vers vir vers nie. Dis wow, dis great, dis awesome. Groei daarin, doen dit. Memoriseer die woord van die Here. Maar as daai woorde net letters is wat deur jou brein hardloop, maar dis hierso niks verander nie, dan beteken daai memorisering vir jou absoluut niks. Die woord van God moet jou lewe verander. En dan wil ek hierdie stelling maak. Jou opinie, as jou opinie nie ooreenstem met God se woord nie, dan is jy verkeerd. Jy's verkeerd. Jy moet jou opinie in lyn kry met God se woord. Ja, maar pastoor, jy moet hom verstaan. Die Bybel is 2000 plus jaar, 5000 jaar plus, wat ook al, is hy geskrywe. En daar's verskillende ouens wat geskryf het in die Bybel, en wie sê nou eintlik dat die Bybel nou eintlik waar is? Ek meen, 'n klomp gryskop oomies wat die Bybel geskryf het in die woestyn. Hulle het nie eens 'n pen gehad nie. Hulle het met ink en 'n veer en wat ook al geskryf, en wie weet, miskien was dit net 'n spelfout. Want jy weet, as jy daai Hebreëus gaan lees, dit lyk so verskriklik. Die L lyk soos 'n S, en 'n S lyk soos 'n P, en 'n P lyk soos 'n F. En 'n B is eintlik 'n F klank. So wie sê? Miskien het die Bybel eintlik gesê, die Here wil hê dat jy moet die beste in jou huis wees, deur almal af te trap. Ekskuus, jou opinie is verkeerd. Want die Here sê ons moet kom in humbleness. Ons moet kom soos 'n diensknegt. Jesus self, die koning van alle konings, het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, ek het gekom om te dien.
So kom in lyn met God, kom in lyn met Jesus. Dit help nie, jy maak jou eie opinie oor dit nie. Jy kan die vers gaan lees soos wat jy wil. As dit teenstrydig is met God se woord, dan moet jy jou opinie verander. Ja, maar pastoor, ons moet almal lief hê. Ja, ons moet almal lief hê, maar ons moet almal reg help ook. Wie sê so? Kom nou, kom saam met my. 1 Timoteus. Maak gou jou Bybel oop. 1 Timoteus 3. 1 Timoteus 3. Jesus bevind homself in die woestyn nadat hy gevas het en die vyand val hom aan in die woestyn terwyl hulle blaai. Kan hulle maar net luister. Baie van ons sit op die oomblik in 'n woestyn. Ons sit in 'n area waar ons nie weet wat se kant toe nie. Ons voel half 'n bietjie droog. Dis tyd om tyd te spandeer in die woord van die Here, sodat jy jou lewe kan volmaak. Net nadat Jesus gereageer het met die woord, het die Heilige Gees hom weer uit die woestyn uitgelei en kon hy sy bediening ingaan. Deurbraak vir baie van ons wag, sodat jy gevul kan word met die woord. Want jou deurbraak gaan nie 'n sukses wees as jy nie gevul is met die woord nie. Jou deurbraak gaan nie 'n sukses wees as jy nie oopmaak vir dit wat die Heilige Gees met jou lewe wil doen nie. As jy nog nie gegroei het in jou karakter nie, as jy nog nie ontwikkel het in dit wat die Here vir jou instoor het nie. Soms moet ons eers deur die woestyn gaan sodat die Here ons kan ekoop en sodat ons standvastigheid in sy woord kan hê voordat ons kan deurgaan na die wonderwerk toe. Dis maar net ietsie wat jy aan kan dink. So, jou opinie en my opinie moet in lyn kom met God se woord. Want dit is God se woord. En is ook nie 'n opinie nie. Want 'n opinie kan verander. God se woord verander nooit. Amen? So 1 Timoteus 3 vers 14 sê, "But you must remain faithful to the things you have been taught. You know they are true, for you know you can trust those who taught you. You have been taught the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus." Luister mooi, vers 16. All Scripture, sê vir een langs jou, alle skrif. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Soms moet ons net bewus word dat dit verkeerd is. Soms moet ons net bewus word. 1 Timoteus 3 vers 16 sê, "All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true." Onthou, weer eens, waarheid, God se woord is waarheid. And to make us realize what is wrong in our lives. Luister mooi. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. 2 Timoteus, skus. Yes. Ja, ek is so bly. Wel, ek het net gekyk of julle wakker is. 2 Timoteus. Julle is wakker hoor, julle is wakker. Well done. 2 Timoteus 3. Moet ek dit nou oorlees? Okay. Alright. Sien, dit is hoekom die Bybel so waar is. Hy help ons reg. Nee? 2 Timoteus. Okay. 2 Timoteus 3 vers 14 sê, "But you must remain faithful to the things you have been taught. You know they are true, for you know you can trust those who taught you. You have been taught the Holy Scriptures." Wat se skrifte? Holy. Hoekom? Want dit is set apart. Dit is God se woord. Dit is wat God ingestel het. Okay? From childhood. And they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. All Scripture is inspired by God. Okay, gaan net gou daar stop. Daar's 'n verskil tussen motivering en inspirering. Inspirasie. Okay? Motivering is ek trek jou of ek stoot jou.
Ek sit die krag in om jou vorentoe te beweeg, of om jou te trek waar ek wil wees. Ek motiveer jou. Ek doen iets saam met jou, sodat jy kan beweeg. Dis motivering. Inspirering of inspiration is wanneer ek iets met jou deel, en dit iets in die binnekant verander, en jy beweeg uit jou eie vrye wil. Dis inspirasie. Dis iets wat binne jou gebeur en dit bring krag na buite. Dit dryf jou na buite. Dit bring jou tot beweging. Okay? So luister mooi wat sê hy hierso. Hy sê all scripture is inspired. So God het iets kom wakker maak in die binnekant van mens om die woord te kan skryf. En die Heilige Gees het sy stempel van approval opgesit. So die Heilige Gees maak dit, dis iets wat jou binne kan bring tot beweging. Anders as die woord nou gesê het, all scripture is motivated by God, dan moes God nog elke dag, werk insit om my en jou te trek. Werk insit om my en jou te trek. God het klaar die werk gedoen. Ons is nou ge-inspire om vanuit hierdie dankbare hart te kan beweeg. Die woord van die Here leer ons, dit verander ons in die binnekant en dit bring my na beweging toe. Dit bring my na verandering toe. Dit bring my na 'n plek waar ek sê, ek wil nie meer die ou Rudy wees nie, ek wil 'n nuwe Rudy wees. Ek gaan wees wat God sê ek moet wees. As God gesê het, ek moet die kop wees en nie die stert nie, dan gaan ek my mindset begin regkry, ek gaan my lewe begin regkry, sodat ek kan begin beweeg as 'n man wat die kop is en nie die stert is nie. Amen? En God sê dit vandag vir almal van ons, jy is die kop en nie die stert nie. So hou op met die minderwaardige houding. Ons is koningskinders. Omdat die woord van die Here vir my en vir jou sê, ons moet humble wees, beteken dit nie, ons moet sag wees nie. Humbleness het niks te doen met minste wees, die sagste wees. Ek weet nie om dit uit te druk regtig nie. Humbleness beteken ek en jy is humble. Ons lê ons wil neer teenoor God se woord. But we are powerful. Hoekom? Want die Heilige Gees, the same Spirit that rose Jesus from the dead, dwells within us. So, omdat die Heilige Gees in ons woon, is ons warriors, but humble. Want ons doen nie ons eie wil, of ons eie keuses, of ons eie motivering nie. Ons word geïnspireer deur God se woord. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. En dit is waar ons mekaar nodig het. Want die Heilige Gees openbaar sekere dinge aan jou, wat my weer kan help. Maar dit sal altyd terugwys na Jesus toe. Dit sal altyd terugwys na die woord van God toe. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Wil jy goeie werke vir die Here doen? Spandeer tyd in sy woord. Dan gaan jy beter werke doen. Dan gaan jy doen wat God wil hê jy moet doen. Want as God vir jou gesê het om iets te doen en jy doen dit, dan is jy gehoorsaam. As God nie gesê het jy moet dit doen nie en jy gaan doen dit, dan is jy eintlik ongehoorsaam aan God se woord. Want wat is die motief agter jou aksies? As jou motief agter jou aksies nie is om Jesus te verheerlik nie, dan wil ek amper dit vir jou so stel, moenie dit doen nie. Jou aksies moet altyd God verheerlik. Jou aksies moet altyd wys na Jesus. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. 3 maniere hoe ons die swaard kan opneem. Is jy reg? Gaan jy die swaard van God se woord opneem in jou lewe? Is dit tyd om miskien daai reminder op jou foon te stel om te sê, I need to read the Bible? Is dit tyd om daai, Leanne het in die begin gepraat van die good habits? Is dit tyd om daai goeie gewoontes in jou lewe op te bou en 'n deel te maak van jou lewe? Okay? 3 maniere hoe ons die swaard kan opneem. Ek sien ons 'n spelfout in die YouVersion.
3 maniere hoe om die swaar kan opneem. Right, nommer 1. Memoriseer skrifte om staande te bly teen versoekings. Okay? Elkeen van ons weet waar die vyand jou versoek. Ek kan vandag met eerlikheid vir jou sê, die vyand versoek my nie met drank nie. Die vyand gaan my verseker nie versoek met 'n sigaret nie. Maar daar's ander goed in my lewe waar die vyand my mee versoek. Okay? En so het ons almal versoekings in ons lewe wat dieselfde is. En dis die ding wat die vyand baie keer doen, is hy kom sê vir jou, dat jou versoeking wat hy jou nou mee versoek, die sonde wat nou voor jou deur lê, is groter. En moet vir niemand sê daarvan nie, want jy is die enigste een op hierdie aardbol wat sukkel met drank. Jy is die enigste een op hierdie aardbol wat sukkel met porn. Jy is die enigste een wat sukkel op hierdie aardbol met skinder. Ons het nou gelees, versoekings is dieselfde. Jou versoeking lyk net miskien so 'n bietjie anders as myne. Jy is nie alleen nie, die vyand val jou ook aan. Net soos wat hy Jesus aangeval het met versoekings, kom hy voor my en voor jou, en hy kom versoek ons. Jong mense, ek wil vir jou sê, jy moet jou lewe bou op die woord van God, sodat jy staande kan bly. Die woord van die Here sê, waarmee sal 'n jongeling sy pad suiwer hou? Deur sy lewe te hou aan die woord van God. Amen? Dis waar ons lewe hou. So, memoriseer skrifte om staande te bly teen versoekings. Psalm 119, vers 11 sê, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. So wanneer ons die woord van God in ons lewe inbou en dit in ons lewe inhou, dan staan ons teen versoekings. Jy gaan meer krag hê om op te staan teen die versoekings, want jy kan sê, die woord van die Here sê die volgende. Maar as jy nie die woord van God senter maak in jou lewe nie, en die versoekings kom staan voor jou, dan het jy geen swaard waarmee jy die vyand mee kan verdryf nie. Tel op jou swaard, want die Here wil hê dat jy moet staande bly. Wanneer die vyand voor jou kom staan met versoekings en hy lure jou in, ek wil amper sê, hy smokkel jou in, hy trek jou in met 'n klomp mooi stories, en dan klink dit so mooi en so reg. Hierdie een was lelik met jou, so jy mag maar dit doen. Wat se Bybel lees jy? Nee, jy moet jou vyande lief hê. Jy moet vir hulle bid. Draai die ander wang. Ek wil nie, dis seer. Jy sê 'n ander perspektief van draai jou wang. Jy weet as jou wang geklap word, dan is dit warm. Moenie optree in jou warm gemoed nie. Draai die koue wang. Raak kalm en reageer uit jou kalmte, as wat jy reageer uit jou woede. Net so 'n bietjie ander perspektief van die wang. Okay? So, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Tweede ene, praat God se woord oor jou probleme en omstandighede. Praat God se woord. Speak the name of Jesus. Is net so goed om te sê, speak the word of God. Want die woord van God is Jesus. Want die skrif wys ons na Jesus. Dis hy wat vir ons die redding gee, dis hy wat vir ons die oorwinning gee. So ek kan die woord van die Here vat en ek kan dit lees en sê, ek spreek die volgende oor my lewe. Ek is aanvaar. God het my lief. Niemand het jou lief nie. Kyk hoe reageer hulle. Kyk hoe daai ou vir jou gekyk vandag by die kerk. Daai ou se oë het so gekyk. Hy het nie sy bril opgehad nie, sy oë het skeel getrek, man. En jy dink dit is jou probleem. Dis nie jou probleem nie, jy moet 'n bril kry. Okay? Come on, kom ons wees gou eerlik. Ek is in my haastigheid, hardloop ek hier verby, en jy groet my, hallo pastoor.
Niks soos, jy's hy het net vir my gesê, jy's. Hy wou weer niks met my praat nie, want hy ag my nie goed genoeg nie. Hy is mos 'n verhewe oor ons. Hy staan mos op die verhoog. Hallo, ek staan nie onder. Ek sit saam met julle, ek het vanoggend onder gestaan en gehoorship. Maar nou maak ons prentjies en die vyand kom praat goedjies in jou kop. Jou vrou is nie lief vir jou nie. Jy het gesien? Jy gesien sy is nie lief vir jou nie. Toe jy jou hand uitsteek na haar, toe skuif sy weg. My vrou my nie lief nie. My huwelik is besig om op die rotse te gaan. Nee! Dit was gister baie warm, die humiditeit was 93%. Jou vrou het warm gekry. Sy wou net 'n bietjie spasie gehad het vir afkoel. Maar die vyand kom vat iets wat jy gesien het en hy begin met jou brein smokkel. Vrouens, my man het my nie lief nie, want hy wil nie vir my daai mooi rokkie gekoop het nie. Hallo, jou man is besig om te spaar sodat jy vir 'n naweek kan weggaan en jy soek 'n rokkie. Manne, jy sien nou sien ek ewes klik die vrouens draai. Hey, het jy gehoor? Ek het gehoor, hoor. Nee? Yes, ek het nou die manne in moeilikheid gesit, hoor. Maar julle hoor wat ek sê. Ons sien goed en ons redeneer met onsself oor sekere goeders en dan dink ons verkeerd. Dis juist daai tyd waar die woord van die Here sê, neem elke gedagte gevangene. Tot wat? Tot gehoorsaamheid aan God se woord. Ek weet my vrou het my lief. Want sy het my gekies 20 jaar terug. And if anything else changes, she'll let me know. Dis is die vrou wat, die man kom dronk by die huis aan en hy slinger so by die huis in en hy sit die lampie aan en hy sien, daar sit sy vrou by die een fyn kersliggie en sy sit so en sy het kyk hulle huweliksertifikaat so deur en hy sê, en sy sê, nee, ek kyk of hierdie dinge vervaldatum het. Hulle vra vir Billy Graham se vrou, het jy al ooit gedink aan skei? Sy sê, nooit in my lewe het ek gedink aan skei nie. Moord, baie. So ouens, ons gaan deur goed. Ons gaan deur goed. Maar die woord van die Here dra ons daardeur. Want dis juist deur die trials en moeilike dinge in ons lewe wat ons help om karakter te bou. Dit help ons om sterker te word. Dit help ons om te weet, as my vrou my op daai angle kyk, gaan was die skorrel goed. Nee? Ek weet, ons moet mekaar begin lees, ons moet mekaar begin optel, maar die probleem daarmee is, ons lees dit verkeerd, want jou emosie is nie reg nie, en nou begin die vyand met jou woer speel, en daai ons verlede week gepraat oor die jou. Nee, hy begin woer en jou met jou speel, en hy is op en af lewe, then you see it, then you saw it. En die hele tyd net op en af, maar die Here wil hê dat ons met konstante lewe leef, en dit gaan ons net regkry deur die woord van God. Amen. Nommer 3. 3 maniere hoe ons die swaard van God se woord kan optel in ons lewe. Nommer 3. Kom ek lees gou vir julle nommer 2 se versie. Matteus 4 vers 4. But Jesus told him, no. The scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Dis waar ons lewe is. Dis waar ons oorwinning kry, is in die woord van God. Ek wil gou net weer terug, ek weet ek moet dit sê. In die huwelike is dit so moeilik die afgelope tyd.
dat baie van die huwelike word aangeval en die vyand is besig daarop uit om huwelike te probeer teiken, om te kyk of hy die huwelike kan laat val. Hoekom? Want hy wil hê dat die generasies na jou moet nie survive nie. En die vyand is besig om huwelike aan te val. Praat die woord van God oor jou huwelik. Praat die woord van God oor jou vrou. Sy is mooi, sy is geskape in die beeld van die Here. Hou op, kyk vir ander vrouens. Vrouens, praat oor jou man, dit wat jy sien in sy gees. Moenie praat oor jou man, dit wat jy sien in die vlees nie. Hou op om jou man af te breek, maar praat God se woord oor hom. Come on. Praat God se woord oor jou kinders. Ag, my kind is alweer 'n tiener, weet. Hulle is mos 'n ander spesie. Hulle was mens, toe word hulle spesie en hopelik word hulle weer mens eendag. Tieners. Nee, spreek lewe oor jou tiener. Praat God se woord oor jou tiener. Praat God se woord oor jou kleuter en jou Peter. Gebruik die Bybel, punt nommer 3. Gebruik die Bybel vir wysheid en leiding. Vir wysheid en leiding. 2 Timoteus 3 vers 16, ons gaan dit weer lees. Hy sê, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it, the word of God, to prepare and equip his people to do every good work. Wil jy weet hoe om in jou besigheid 'n sukses te maak? Spandeer tyd in die woord. Wil jy weet hoe om jou kinders reg groot te maak? Spandeer tyd in die woord. Wil jy weet om 'n goeie man vir jou vrou te wees? Spandeer tyd in die woord. Wil jy weet om 'n goeie vrou vir jou man te wees? Spandeer tyd in die woord. Wil jy weet hoe om 'n goeie pa of ma te wees? Spandeer tyd in die woord. Wil jy weet hoe om 'n goeie werker by jou werk te wees? Spandeer tyd in die woord. Die punchline is, spandeer tyd in die woord. Wie van julle wil beter mense wees? Spandeer tyd in die woord. Spandeer tyd in die woord. Amen? Nou kom ons maak 'n punt daarvan om die Bybel deel te maak van ons lewe. Die ouens het so ver gegaan om amazing apps op ons fone te kan hê, sodat ons die woord van die Here by ons kan hê. Ek stap nie met my Bybel onder my arm elke dag waar ek is nie. Ja, ek is 'n pastoor, maar ek doen nie dit nie. Want almal dink ons pastoor moet met sy Bybel onder sy arm loop. Nee, ek het die Bybel op my foon ook. So wanneer ek in daai lang ry staan by Home Affairs, binnelandse sake, wanneer ek huwelike moet gaan registreer, dit is vir my awesome tyd. Ek het 'n saak met 'n ry. So ek weet ek gaan binnelandse sake toe, so ek weet dit kan my 2, 3, 4 ure vat. So hey, tyd saam met die Here. En ek lees woord. En ek lees woord. Baie van ons het so gewoond geraak om te scroll op Facebook om jou volgende woord van God te kry. Want daar's baie mense, baie van ons ingesluit, wat beautiful goed post op hulle Facebook. Ouens, dis mooi, dis great, dit inspireer, dit motiveer, maar dit is nie altyd die woord van God nie. Wanneer ek en jy tyd voor God se woord spandeer, dan is daar iets anders wat wakker word in ons. Want dan is dit tyd wat ons saam met God spandeer. Al die distractions uit jou lewe uit en spandeer tyd met God. Dis hoekom hierdie papier Bybel nog steeds die beste Bybel is. Want hier's nie notifications wat oppop wanneer ek 2 Korintiërs 12 vers 8 lees nie. My grace is all you need. Ping! Wat sê julle aan? Onthou om melk en brood te koop. Ja, ek het vergeet om melk en brood te koop. Ek moet nou dit doen. Voor ek myself kry, is ek al by Woensdag se to-do list. Maar ek is nou eers by Maandagoggend. Haal die distractions uit jou lewe uit. Sit jou foon op silent. Spandeer tyd met God en sy woord. Amen. Kom ons staan.
as jy wil begin deur om God se woord te verstaan, is daar 'n baie kort psalm in die Bybel. Psalm 119. Is kort man, is net so 100 en something verse. Is net 176 verse. As jy elke dag 'n versie lees, is dit klaar deur die helfte van die jaar. Nee, awesome. Maar as jy meer wil weet rondom God se woord en hoe kosbaar God se woord is, gaan lees Psalm 119. Dis amazing, it's beautiful. Luister hierdie een skrif. Ek gaan nog gou. Ek is 3 skrifte. 119 vers 9. Tieners, luister. How can a young person stay pure? How can a young person stay pure? How can a young person stay pure? By obeying the word of God. Vers 105. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Dis God se woord vir my en vir jou. God se woord gaan vir my en vir jou altyd bring by 'n plek van oorwinning. Dit beteken nie, daar gaan nie 'n oorlog wees nie. Die woord is 'n swaard. En ek en jy het 'n swaard nodig in die oorwinning. In die oorlog. Om oorwinning te behaal. Daarom het ons die woord van God nodig in ons lewe. Dis nie net nog 'n Bybel nie. Dis nie net nog 'n ding wat ons deel maak van ons lewe nie. Dit is die ding wat ons moet deel maak van ons lewe. Dis die hoogste autoriteit in ons lewe. Dis die woord van God. Hemelse Vader, ek bid vir elke man en vrou wat hier voor my staan. Elke seun en dogter. En ek bid, Heilige Gees, dat U elkeen sal kom wakker maak rondom U woord. Heilige Gees, dankie dat U hierdie Bybel vir ons gegee het. Dankie dat ons hierdie woord kan vat en dit in ons harte kan bære en ons lewe daarvolgens kan leef. Want ons weet, Here, die wêreld is boos. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. En so wil ek bid, Here, dat U elkeen van ons wat vanmôre hier is, sal help om die wapenrusting deel te maak van ons lewe. Dankie, Here, dat ons vandag kan sê, ons neem die helm van verlossing as verlossing, Here, en ons sien die verlossing en ons leef 'n lewe van verlossing. En ons doen alles in ons vermoë om verlos te wees, maar ons kan net verlossing kry deur een persoon, en sy naam is Jesus. Daarom dank ek U, Here Jesus, dat ons lewe kan surrender voor U, en U naam kan verheerlik, en kan aanvaar dat U ons lewe kom skoonmaak, dat U ons lewe kom vrymaak van ons verlede. Dankie, Here, dat ons die borswapen kan aantrek, die geregtigheid van God. Here, dat ons lewe gevul sal wees met geregtigheid. Dat ons harte sal weet wat reg is en wat verkeerd is. Dat, ja, Here, selfs die nitty-gritty goeters van die lewe, daai stopstraat wat voor ons is. Dat ons sal weet dat dit is reg om te stop by daai stopstraat. Here, die intense goed in ons lewe, Here, dat ons sal weet dat geregtigheid ons bring by 'n plek van oorwinning. En dat ons selfs by ons besighede, ons werke, by die skool, waar ons ook al beweeg, dat ons manne en vroue van geregtigheid sal wees. Al maak dit vir ons dit makliker, Here, al is dit 'n halwe lentjie te vertel, maak dit miskien die lewe vir ons maklik, maar Here, dit is nog steeds ongeregtig. En daarom bid ek, Here, dat ons lewe sal bou en sal leef in geregtigheid. Dat ons die waarheid sal praat en in dit dan ons lewe sal omgord met die waarheid. En dat ons lewe geleef sal word met reg, met dit wat reg is.
Dankie Here dat ons die skoene van bereidheid kan aantrek om die evangelie van die goeie nuus van Jesus Christus in vrede kan verkondig met mense rondom ons. Dat daar waar ons beweeg, dat U vir ons die boldness en die courage sal gee om in terreine in te beweeg, Here, wat ons miskien gedink het, ons nooit in sal beweeg nie. Dank ek U Here dat U vir ons daai boldness gee om dit te kan doen. Want ons het die skoene aan van die goeie nuus dat Jesus Christus is die redder. Hy het gesterf aan die kruis, maar hy het weer opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel en as gevolg daarvan het hy die Heilige Gees vir ons gestuur. En so wil ons vandag vir U dankie sê, Here. Dankie vir die geloof wat U vir ons gee as 'n skild. Dat soos wat die vuurige pyle na ons toe afgestuur word deur die vyand, Here, dat ons in geloof kan staan en met boldness vorentoe kan beweeg, want Here, U woord, U swaard is aan ons sy, en dat ons kan geloof hê, dat wanneer U iets gesê het, is dit ja, en ons kan saam met dit sê, amen. En ons kan vorentoe beweeg. Ek bid, Here, dat elkeen van ons, maak nie saak hoe jonk ons is nie, maak nie saak hoe oud ons is nie, maak nie saak hoe lank ons al 'n verhouding met U het nie. Here, dat U woord nog steeds elke dag 'n verskil in ons lewe sal maak, dat dit nie net letters sal wees nie, dat dit nie net nog versies sal wees nie, maar dat dit nie net nog memorisering sal wees nie, maar dat dit life-changing sal wees. En Here, dat ons in hierdie woord sal kan kyk soos 'n spieël, en kan sien, Here, die dinge in ons lewe wat nie reg is nie, dat ons dit sal regmaak. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. En dankie Here, dat ons kan bid. Dankie dat gebed deel kan wees van ons lewe. En dat wanneer ons volgende week gaan kyk na dit, dank ek U Here dat ons hierdie volle sirkel kan beleef, van 'n man en 'n vrou, wat reg staan, om in hierdie oorlog in te beweeg, meer as oorwinnaars. Ek bid Here dat soos wat ons hierdie week sal instap, dat ons werklik manne en vroue sal wees van lig. Manne en vroue sal wees wat die lewe van Jesus met mense sal deel. En ons sê vir U dankie daarvoor. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Dankie Here vir U seëninge oor ons lewe, dat ons hierdie week kan ingaan, meer as oorwinnaars, geklee met God se wapenrusting. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Baie dankie dat jy ons audio boodskap geluister het. Mag die Here jou ryklik seën. Besoek gerus ons webwerf by www.ligenlewe.com.